Carly Jonker wat vir ons 'n opleiding gegee het met die jeugbediening en wat ons gemeente ook by betrokke is baie siek. En sy is in die hospitaal as ek nou reg verstaan. So ons kan asseblief ook vir haar bid en vra dat die Here ook vir haar en haar man sal versterk. Ons het nou beplan om volgende kwartaal daai kursus te doen van Rick Warren hulle oor 40 dae in die woord, maar vroeër, voordat ek nog gekom het, blykbaar het julle gemeente op 'n stadium ook sy boek gedoen, doelgerigte lewe. En dit is 'n fenominale boek, maar dit gaan eintlik oor die groot vraag, waaroor gaan my lewe? En as jy vanmôre sommer bietjie dink, wat is die hoofdoel van jou bestaan? Soos iemand het mooi gesê het, wat op aarde maak jy op hierdie aarde? En uiteindelik is daar net een antwoord. Jou lewe gaan oor verhoudings. In die eerste plek, jou verhouding met God. Daarsonder is ek en jy niks. En in die tweede plek, my verhouding met my medemens. Die ouens kom by Jesus en hulle vra vir hom, meneer, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Jesus sê met ander woorde vir hierdie ou, daar is twee goed wat God by jou soek. Die eerste ding is, jy moet hom lief hê. En die tweede ding is, jy moet jou naaste lief hê. Dis waaroor die hele wet en die profete gaan, dis waaroor die Bybel gaan. En as jy nou vanmôre 'n bietjie dink, hoe lyk dit met jou liefde vir die Here? En hoe lyk dit met jou liefde vir jou mense en vir die mense rondom jou? Dis waaroor die lewe gaan. Baie keer as ek by 'n begrafnisdiens kom of so, dan tref dit my net weer. Ek was al by baie mense op hulle sterfbed. Ek het nog nooit op 'n ou se sterfbed gehoor dat hy sê, hy wens hy het bietjie meer geld in die bank gehad nie. Of hy wens hy het 'n beter of grander huis gehad nie. Op hulle sterfbed soek mense hulle mense. En hulle soek die Here. Laat ons nie wag tot ons sterfbed voordat ons besef waaroor die lewe gaan nie. Laat ons nou reeds lewe vir God en vir mekaar. Vader, baie dankie dat U vir ons gemaak het. En U het ons gemaak vir 'n verhouding met U. U het ons gemaak om liefgehê te word en om U terug lief te hê. En uit daai liefde wat ons van U ontvang, is U bedoeling dat ons ook dit sal laat oorloop na die mense rondom ons, dat ons ons naaste sal lief hê soos onsself. Here, en U ken elkeen van ons. U weet hoe staan dit met ons liefde vir U. Here, U het geweet, ons kan nie ons uit onsself vir U lief hê nie. En daarom sê die Bybel, U het deur U Gees U liefde in ons harte uitgestort. En wanneer ons U liefde vir ons leer ken, dan maak dit liefde vir U in ons harte wakker. Dankie dat U die bron is van liefde. En as ek te min liefde vir U het,
help my om u liefde vir my beter te leer ken. En hoe beter ek u liefde vir my leer ken, hoe groter sal my liefde word vir u. En Here, uit daardie liefde groei ons liefde vir ons medemens. Vergewe ons, Here, waar ons baie keer so selfsugtig kan wees, so op onsself gerig, en in die proses maak ons ander seer, sien ons nie hulle nood en behoeftes raak nie, en laat ons hulle nood by ons verbygaan. Maar maak ons oë vir hulle oop asseblief, Here. Gee vir ons u hart vir mense rondom ons. En Vader, waar ons nou in hierdie diens ook verder oor hierdie tema wil gesels, bid ek dat u ook die waarheid van u woord in ons harte sal skryf. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons tema vanmôre is geliefd en gelukkig. Nou dit het my nou so getref gisterand by daai funksie wat ons gehad het daar by die Evangelies Gereformeerde Kerk, waar 'n man kom praat het, Stefaans Coetzee, en baie van die ouer mense sal hom onthou as die wit wolf. Hy het destyds 'n bom geplant as 'n jong seun, omdat hy onder die invloed gekom het van verkeerde mense. Hy het gekom uit 'n liefdelose agtergrond, waar sy ma op 5 jaar vir hom kafee toe stuur, en toe hy terugkom is sy weg. Sy het die pad gevat. En sy pa was 'n dronklap, wat elke aand 'n bottel drank uitgedrink het. En toe die welsyn hulle kom haal, toe hulle so wegry, toe kyk hy terug, toe staan sy pa weer met 'n vol bottel drank in die hand. En wat by hom gebly het is, my pa kies eerder drank as vir my, want as hy my lief gehad het, sou hy daai drank gelos het, terwille van my. En hy beland in Windburg Kinderhuis, en daar is dit maar 'n moeilike pad wat hulle loop, en hy moet maar beklei vir alles, en hy kom onder die invloed van verkeerde vriende. En hulle kom onder hierdie Israel beweging, wat sê die wit mense is die uitverkore nasie, en so, en dis die agtergrond wat daartoe lei, dat hy op 'n stadium 'n bom plant, en 'n klomp mense se lewens kos. Dis wat liefdeloosheid aan 'n mens doen. Wanneer jy nie beleef en ervaar, jy is geliefd nie, dan maak dit dat daar ook nie liefde is vir ander mense nie. Jy kan nie eers jouself lief hê nie. Hoe kan jy nog ander mense lief hê? Nou, ek wil aanhaak daarby as ons praat oor geliefd en gelukkig. So 'n klompie weke terug het Radio Sonder Grense 'n gesprek gehad oor alleenheid. En wat 'n epidemie dit oor die wêreld is. Hulle het gepraat oor ouer mense wat dikwels so alleen is. Maar oor jong mense, oor kinders in die skool wat sukkel met alleenheid. En wat 'n epidemie dit eintlik geword het in ons tyd. Ons kommunikeer meer deur allerhande tegnologie en goede met mense. Ons praat met meer mense as ooit tevore in die geskiedenis. Ek kan net hier 'n knoppie druk en ek praat met iemand in Amerika. En tog is ons meer alleen as ooit tevore. En wat is die oorsaak van sulke alleenheid? Ek wil sommer 'n paar noem. Die eerste oorsaak is 'n onvermoë om my hart oop te maak teenoor mense. En dis 'n ding wat 'n mens aan moedersknie leer. Dit is baie interessant dat hulle sê, wanneer 'n babietjie pas gebore is, dan
is die beste ding wat jy vir daai babietjie kan doen, is om hom op sy mamma se bors te sit en hy beleef vel tot vel kontak. En dit maak dat hy leer hoe om menslike nabyheid te beleef. Met ons tegnologiese wêreld, die eerste ding wat ons doen, ons vat hom van mamma af weg en ons gaan sit hom in 'n broeikas. En hy beleef afsondering, en hy beleef glad nie daai nabyheid nie, en dit het 'n emosionele merk op 'n mens, wat moeilik is om te keer. Maar dis 'n mens is gemaak vir daai nabyheid, vir daai naby kontak met ander mense. En ons moet dit eintlik beleef van ons eerste oomblikke af. Dis natuurlik ook 'n pappa en 'n mamma se groot werk. Ek en jy as pappa en mamma is God se verteenwoordiger in ons kinders se lewe, om hulle te leer van liefde. Hulle leer God se liefde ken uit my en jou liefde vir hulle. Dis wat hulle bekendstel aan liefde. En dis hoekom daai ouetjie, die wit wolf, so gesukkel het om te kan glo dat God hom liefhet. Want hy het dit nooit in sy ouerhuis beleef nie. Hy het net verwerping beleef. 'n tweede oorsaak van alleenheid is bitterheid. Is waar jy seer gekry het, iemand het iets aan jou gedoen en jy sukkel om te vergewe. Ons gaan nou so ietsie meer daaroor praat. 'n derde een is minderwaardigheid of hoogmoed. Dit kan na beide kante toe slaan. Jy kan hoogmoedig wees en dink jy's beter as ander mense en daarom bly jy op 'n afstand van hulle. Hulle beleef jy dink jy's beter as hulle. En daarom hou hulle nie daarvan om by jou te wees nie. Of jy kan minderwaardig wees en dink ek is nie goed genoeg nie en daarom hou ek myself eenkant. Het ek nie vrymoedigheid om my hart met ander mense te deel nie. 'n vierde ene is seer kry. Is waar ek goed soos verwerping beleef het. Waar ek beleef het, mense maak my seer, ek kan hulle nie vertrou nie. En nou sukkel ek om uit te reik na mense. Liefdeloosheid. Ons het nou eintlik reeds daaroor gepraat, dat as jy groot word in 'n huis waar daar nie liefde betoon word nie, dan weet jy nie hoe om dit oor te dra, hoe om dit te ontvang nie. En dan sukkel jy om naby ander mense te kom. So daar is 'n klomp oorsake, ons sou nog omstandighede kon noem, waar, kom ons vat nou maar byvoorbeeld soos iemand wie se geliefde, julle is nou al ouer en jy is in die aftreeoord en nou het jou geliefde gesterf. En nou beleef jy daai alleenheid, my maat is weg. So daar kan 'n klomp oorsake van alleenheid wees, ons kan nog 'n klomp ander ook noem. Ek gaan nou net hierdie noem. Maar, as ons dan nou omswaai na die ander kant toe, ek luister of ek lees ook 'n dingetjie wat gaan oor gewildheid. En dit vertel van hoe 'n klomp professors navorsing gedoen het oor hoekom is party mense so gewild. En in hulle projek het hulle na 'n klomp skole toe uitgereik. Hulle het vir die leerlinge gevra, wie's die gewildste ouens in julle skool? En dan het hulle na daai ouens toe gegaan en probeer uitvind, hoekom is hierdie ouens so gewild? Nou wat sou julle dink is die oorsaak daarvan dat party mense regtig so gewild is? Jy sou nou kon dink dit gaan goed wees soos prestasie. Of dis ouens wat in sekere posisies is, wat bietjie, sê nou maar die leiers van die skool is of wat. Of dat hulle ryk is en dat ouens daarvan hou om by hulle te wees, omdat hulle altyd al die voordele kry van iemand wat ryk is. Maar die interessante ding was, daar was net een
oorheersende ding wat hulle by hierdie mense gevind het, by hierdie gewildste ouens in die skole. En dit was, die gewildste mense het die langste lys mense gehad van wie hulle hou. Is dit nou nie interessant nie? Hulle het die langste lys mense gehad van wie hulle hou van mense. En wanneer ouens by hulle kom, dan beleef hulle dit. Dan beleef hulle, hierdie ou hou van my. En dan maak dit dat dit vir hulle lekker is om by daai persoon te wees. Dis iets wat gekommunikeer word sonder dat jy dit met jou mond sê. Dink nou 'n bietjie, hoe is dit as jy by iemand kom en jy beleef hierdie ou verdra my maar net. Hy hou nie eintlik van my nie, hy verdra my net. Of jy kom by iemand en jy weet eintlik nie, wat dink hierdie ou nou van my nie? Dan voel jy half ongemaklik. Maar as jy by iemand kom en jy beleef, sjoe, hierdie ou hou van my. Dis vir hom lekker dat ek by hom is, dan wil jy by hom wees. En dis so 'n belangrike beginsel wat ons moet snap. Dat die vraag is, hou jy van mense? Ons gaan nou weer terugkom by hom. Ek wil 'n baie belangrike beginsel gee wat ons in die Bybel leer. Liefde en lewe loop saam. Liefde en lewe loop saam. Ek wil nou saam met julle lees daar uit 1 Johannes hoofstuk 3. 1 Johannes 3, ons lees daarvan vers 13 af. In Johannes 3, dis so hier aan die agterkant van die Bybel, omtrent net voor Openbaring. Johannes skryf hier, broers, moenie verbaas wees as die wêreld julle haat nie. Ons weet dat ons klaar uit die dood na die lewe oorgegaan het. En hoekom sê ons dit? Want ons het ons broers lief. Wie nie lief het nie, bly in die dood. Elkeen wat sy broer haat, is 'n moordenaar. En julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe in hom het nie. Hieraan weet ons wat liefde is. Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê. Wie aardse besittings het en sy broer sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom het nie, hoe kan die liefde van God in hom wees? Ons lees tot daar. En hierdie is nou eintlik soos ons teksvers 1 Johannes 3 vers 14. Ons weet dat ons klaar uit die dood na die lewe oorgegaan het, want ons het ons broers lief. Wie nie lief het nie, bly in die dood. Johannes sê liefde en lewe loop saam. God se koninkryk is gebou op die grondbeginsel van liefde. En as ons nie lief het nie, kan ons nie deel wees van daai koninkryk nie. Ons beleef dit reeds hier op aarde ook. As jy hier op aarde in liefde lewe met mense, dan maak dit jou gelukkig. Dan is jou lewe mooi. Maar as jy hier op aarde in onmin en in twis en in bekleierery lewe, dan maak dit jou ongelukkig en jou lewe bitter. Daai soort lewe is nie die moeite werd nie. En Johannes wil hê ons met hierdie beginsel snap. Lewe en liefde loop so saam met mekaar. En as jy ongelukkig is, gaan kyk bietjie na jou verhoudings. Gaan kyk bietjie na jou liefde. Want sonder liefde kan jy nie gelukkig wees nie. En ek praat nie daar in die eerste plek van hoeveel liefde jy ontvang nie. Ek praat van in die eerste plek, hoeveel liefde gee jy? Want wat jy saai, sal jy oes.
Ons is so geneig om as dit sleg gaan in ons verhoudings, die vingers na ander mense te wys, asof dit hulle skuld is dat ek so min liefde het. Nee, dit begin by my. Wat ek saai, sal ek oes. So liefde en lewe loop saam. As jy voel jy is alleen, jy dalk tussen mense, maar jy voel alleen. My verhoudings werk nie lekker nie. Ondersoek dan jou eie hart, en ek wil nou net 'n paar goedjies daaroor noem. Die eerste ding is, vra jouself of jy mense liefhet. Om mense lief te hê is nie in die eerste plek 'n gevoel nie. Om mense lief te hê is 'n keuse. Dis om te kies en te sê, ek is vir jou. Al het jy droog gemaak. Hoe is God se liefde vir ons? Toe ek en jy nog God se vyande was. Toe daar niks in my en jou was om 'n toegeneentheid by hom wakker te maak nie. Toe het hy ons al lief gehad. Hoekom? Hy het dit gekies. Hy het gekies om vir my en vir jou te wees, ten spyte van alles wat ons droog gemaak het. En daarom is die vraag, het jy mense lief? Het jy al gekies om vir mense te wees en nie teen mense nie? 'n tweede dingetjie is, hou jy van mense? Dis nou soos daai studie gewys het, die gewildste ouens is die ouens wat van die meeste mense hou. Beleef mense by jou dat jy van hulle hou, dat dit vir jou lekker is om by hulle te wees. 'n derde ding is, wys jy jou liefde? Dis een ding om te sê, ek het gekies om mense lief te hê, maar wys jy dit? Hierdie gedeelte in dieselfde hoofstuk 1 Johannes 3, net so bietjie verder aan vers 18 sê, liewe kinders, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word, en dan in opregtheid. So, hoe wys ons vir iemand of ons hulle liefhet? Deur belang te stel. Deur uit te vra, hoe gaan dit met jou? En dan te luister. Deur ingestel te wees daarop as ek 'n nood raak sien, hoe kan ek hierdie persoon help? En moeite te doen om iets te doen om hierdie persoon te bemoedig of om fisies te help, wat daai persoon ook al op daai oomblik nodig het. Ons liefde kan nie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet oorgaan tot 'n daad. Die volgende enetjie is jy foutvinderig? Ons kan mense wees wat die mooi in ander mense raak sien, of wat geneig is om die foute raak te sien. En as ek geneig is om die foute raak te sien, dan maak dit my 'n kritiese mens. Dan maak dit dat ek altyd die negatiewe van iemand raak sien en altyd daaroor praat. En dit is vir niemand lekker om by so iemand te wees nie. Maar as ek gekies het om die mooi in mense raak te sien, dan beteken dit nie ek ignoreer dit wat verkeerd is nie, maar dis nie my fokus nie. My fokus is die mooi wat ek in jou raak gesien het. En selfs in die slegste mens is daar mooi. Dit was my so aangrypend, hierdie man, die wit wolf, hy was nog 16 jaar oud of wat, toe sy al in die tronk gegooi, toe het hy al die bom geplant. En as jong man, hy het nou eintlik maar in die tronk groot geword, en hoe hy vir homself moet sorg, en mense doodgemaak het om te oorleef. En hoe 'n tannie by hom kom, en met hom praat, en vir hom sê, die Here het jou lief. En hy lag vir haar.
En hoe sy vir hom 'n boekie gee en hy gooi dit in die asblik. Want hy kon nie glo dat God iets goeds in hom kan raak sien nie. En later beland hy in 'n kursus en toe hy daar instap, toe sien hy, maar dis die tannie, en hy wil nie by haar wees nie. Maar toe begin sy vertel van die huis waar sy groot geword het, en hy besef, sy was ook in Winburg kinderhuis, net soos hy. En kyk waar het sy uitgekom, en kyk waar sit hy. En dit maak sy hart oop, en hy leer God se liefde ken. Hy besef, God sien nie net my foute raak nie, ten spyte van al my foute en van alles wat ek gedoen het. Ek het mense doodgemaak. Is God steeds lief vir my? Is jy foutvinderig? Fokus jy op mense se foute? Of sien jy hulle mooi raak? Hier in Romeine 14 sê Paulus, laat ons mekaar dan nie meer veroordeel nie. Beteken, moenie so op ouens se foute fokus dat dit alles wat jy van hulle raak sien nie. Neem julle liewer voor om niks te doen wat jou broer kan aanstoot gee of tot 'n val kan bring nie. Die beginsel is jou fokus bepaal jou houding. As jy fokus op iemand se foute, gaan dit jou houding wees. Jy gaan foutvinderig wees. As jy fokus op iemand se goeie punte en dit wat mooi is in iemand, dan gaan jy 'n positiewe mens wees. Dit gaan vir mense lekker wees om by jou te wees. Is jy vol bitterheid? Dis iemand wat seer gekry het in verhoudings en nog steeds rondloop met daai seerplek. En die probleem met bitterheid is, as jou hart vol bitterheid is en iemand skud aan jou kassie, wat gaan uitval? Bitterheid. Want dis waarvan jou hart vol is. Jy kan dit nie help nie. En is nie lekker om by 'n bitter mens te wees nie. Dit vul jou met negativiteit. En niemand wil by 'n bitter mens wees nie. Daarom sê die woord, moet nooit verbitter of opvleend wees of woedend word nie. Moenie vloek of skel nie. Moet niks doen wat sleg is nie. Dit was presies die storie van daai jong man se lewe. Uit sy seerkry en bitterheid het hy na regs en links gekap, soos 'n tier wat gewond is. En hy het almal rondom hom seer gemaak. Moet niks doen wat sleg is nie. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar. En God se oplossing vir bitterheid, vergewe mekaar, soos God julle ook in Christus vergewe het. En hy leer van vergifnis, en hy moet sy eie ma en pa vergewe. En dit was 'n groot ding. En toe moes hy homself vergewe, dat hy mense doodgemaak het, kinders doodgemaak het. En toe het hy uitgegaan en hy het vir almal wat hy te nagekom het. Hy was nog in die tronk, maar hy het met die bewaarders gereël, hulle het mos hierdie projek van versoening tussen slagoffers en oortreders. En hy het gereël dat hy elkeen van daai mense wat iemand verloor het, in die oë kon kyk en persoonlik vergifnis vra. Dis die oplossing vir bitterheid, is vergifnis. En dan voordat ons by hierdie laaste een kom van vra jy vir God, wil ek nog sê, 'n ander ding wat 'n groot probleem in ons harte is vir verhoudings, is selfsug. Is waar ek die hele tyd dink aan myself. En ek sien nie ander mense raak nie. As ek by mense kom, en ek praat die hele tyd oor my swaar kry, oor my probleme, oor al my krisisse, oor hoe onregverdig die lewe is en so, dan is ek soos 'n bodemlose put. Dit put mense uit, om by my te wees.
Maar as ek op 'n stadium bietjie ophou om te praat oor myself en bietjie belangstel in hulle en vir hulle vra, maar hoe gaan dit met jou? Vertel my bietjie van jou. Dan begin dit omdraai. Die laaste dingetjie wat ek wil noem is, vra jy vir God. As jy jou hart deursoek oor verhoudinge en jy voel partykeer alleen of jy voel al ver van mense af, dit gaan nie goed in jou verhoudinge nie, vra jy vir God om jou te help. En weet julle waar begin die verandering in jou liefdeslewe? By hierdie versie. Jesus wat sê, soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. My liefde vir mense gaan nooit verander, voordat ek nie leer hoe lief God vir my is nie. En wanneer ek sy liefde vir my ontdek, en dit begin beleef, dan verander dit my hart en my lewe. En dan begin God se liefde uit my uit oorloop na ander mense toe. Jesus sê, soos die Vader my liefhet. Hoe lief het die Vader vir Jesus? Perfek. Volmaakte liefde. Daar is nie 'n beter vorm van liefde as dit nie. Jesus sê, so lief het ek jou. En wanneer jy daai liefde ontdek, dan verander dit jou hele lewe. Dan vul dit jou hart met liefde en blydskap. En dit begin uitloop na mense rondom jou. So, vra jy vir God 2 goed. Die eerste ding is, Here, hoe lief het U vir my? Ek het dit een keer gedoen, en die Here het met my begin praat, sommer gedagtes wat so in my hart opkom soos 'n stroom, ek kan nie voorbly met skryf nie, en ek skryf 2 bladsye neer, oor hoe die Here net vir my sê, hoe lief is Hy vir my. Ons almal het dit nodig. Ons almal het daai liefde van God so nodig. So het jy al vir hom gevra, Here, hoe lief het U vir my? En dan in die tweede plek, Here, sal U my hart so vol liefde maak, dat dit sal oorloop na almal rondom my. En kyk hoe verander jou verhoudings. Hemelse Vader, baie dankie dat U ons so lief het. Here Jesus, dankie dat U ons net so lief het, as wat die Vader vir U het. En Here, ons kon daardie liefde sien, toe U aan die kruis hang, vir my, en vir elkeen wat hier sit. U het ons so lief, dat U bereid was om U lewe vir my te gee. Dankie daarvoor. Help ons om U liefde te ken. Paulus bid op 'n stadium vir die gemeente in Efese, en hy vra, mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en hoe ver en hoe hoog en hoe diep die liefde van God strek. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Mag julle sy liefde ken. En daai woordjie ken, Vader, wat Paulus daar skryf, beteken dat jy dit deur persoonlike ervaring sal ken. En dis ons gebed vanmôre, Here, help ons om U liefde vir ons so te ken. En mag U liefde ons harte so vol maak, Here,
ons so vul met 'n hemelse blydskap, dat ons in daardie liefde sal bly, en dat u liefde uit ons uit sal oorloop, na almal rondom ons. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.